Goeiemôre gemeente. Wonderlik dat ons vanmôre sommer in 'n lekker nat Kroonstad wakker word. Dis so lekker fris en vars. Maar saam met dit ook die goedheid van die Here wat vir ons deur sy hand kom versorg het. Ek wil vir u 'n stukkie voorhou voordat ons begin. Dit is waar Samuel, nadat Hanna aan hom geboorte gegee het, sy toe 'n jong seun en hy lê een aand in sy bed. Samuel het gelê in die tempel van die Here waar die ark van God was en toe roep die Here na Samuel. En Samuel het toe geantwoord, ek kom. Hy het toe na Eli toe gehardloop en hy het gesê, hier is ek, u het my geroep. En Eli sê toe vir hom, maar ek het jou nie geroep nie, gaan lê maar weer. Samuel het toe weer gaan lê. Die Here het weer na Samuel geroep. Hy het toe opgestaan, hy het na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. En toe sê Eli, my seun, ek het jou nie geroep nie, gaan lê weer. En die Here het toe weer na Samuel geroep. En hy het toe na Eli toe gegaan en vir hom gesê, hier is ek, want u het my geroep. En toe besef Eli, dat die Here die seun geroep het. En hy sê toe vir Samuel, gaan lê, as iemand jou weer roep, dan sê jy, praat Here, u dienaar luister. En Samuel het toe gegaan, hy het op sy slaapplek gaan lê, die Here het gekom, en hy het gaan staan soos die vorige kere, en hy het geroep, Samuel, Samuel. Samuel sê toe, praat Here, u dienaar luister. Hoeveel keer het die Here dalk vanmôre na jou en na my geroep? Staan op, gaan na die kerk toe. Ek het 'n afspraak daar met jou. Ek wil met jou daar gaan praat. En julle is vanmôre hier, nie uit julle eie keuse uit nie, maar omdat die Vader dit gewillig het, deur die liefde van sy seun. En as ons daaraan dink, vriende, gaan ons 'n pragtige psalm sing, wat ons veels te min sing. Ons gaan die eerste vers sing van Psalm 23. My Heer, my Redder, laat my niks ontbreek nie. Daar waar dit groen en oorvloed is, daar mag ek wy. Hy sorg vir my, laat my nooit in die steek nie. Na waters van die rus word ek deur hom gelei. Hy lei my altyd op die regte weë, ter wille van sy naam volg ek gedwee. Hierdie is 'n betroubare woord. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Mag die genade van God, ons Vader, en die liefde van sy Seun, Jesus Christus, met die kragtige werk van die Heilige Gees,
vanmôre by jou wees. Amen. Vriende, ons gaan 'n loflied saam sing, lied 201, lof sing die Heer, buig voor hom neer. Ons sing al 3 verse, vers 1 en 3 staande saam. Lof sing die Heer, buig voor hom neer, bewys aan hom die eer, laat elke mond hom lof en prys, en hom erken as Heer, en hom erken as Heer, en hom erken as Heer. Lof prys die Heer, besing sy naam, sy hele skepping juig, laat almal saam hom eer betoon, en voor al koning buig, en voor al koning buig, en voor al koning buig. Gister het ek saam met waar is my dood? O, hy is daar mooi. Saam met die familie van Dr. Johan 'n laaste eerbetoon aan hom gegee in hierdie wêreld. En wat vir my gister so opgeval het, was die absolute geloof wat oom Johan gehad het in sy Here. En vanmôre, toe ek daaraan dink, toe besef ek, dit was die pad wat die Here met hom begin stap het by die doopvond. Julle weet dat die doop seker een van die merkwaardigste gebeurtenisse in 'n mens se lewe is. Dis by die doop waar ek en jy as sondaars mense kom staan, in die hande van ons ouers. Ek en jy het nie 'n keuse in ons lewe nie. God kom na ons toe, en hy kom was ons amper met die simboliek van water, om vir ons te kom sê, soos wat hierdie water vir jou koppie was, wil ek vir jou sê dat dit later in jou lewe die realiteit word, dat dit die seun van God op die kruis se bloed is, wat jou binneste was. En die Here stap daarom met jou en my 'n pad van die krib tot ons eie kruis. Van ons doopdag tot ons sterfdag. En dit was gister vir my weer een van die merkwaardige realiteite, en u weet hierdie goed, maar as jy by iemand se graf staan, is daar net 2 datums op daai persoon se graf. Is die dag wat hulle gebore is, en is die dag wat hulle dood is. En ergens tussen hierdie 2 datums lê daar 'n lyntjie van 'n lewe. 'n Lyntjie wat so dun soos garingdraad in die hemelse tyd is. En dat ek en jy op hierdie lyntjie ergens nie net by ons doop nie, maar ook ergens later die Here Jesus as ons verlosser en ons saligmaker inneem. En dat ek en jy daardeur 'n lewe van geloof kan lewe. Martin Luther het een aand op sy bed vir die duiwel gesê, gaan van my af weg, want ek is gedoop. Die kragtigste woorde in die reformatie, ek is gedoop. Ek is Jesus se, ek behoort nie aan jou nie. En daarom as ons vanmôre 'n klein babietjie hiervoor gaan doop, word dit haar belofte ook. Dat God, waar jy in jou vroeë jare as kind ook so was, vir jou en my kom sê, ek kies vir jou.
jy kan my nie kies nie. Ek gaan vra dat Chris en Marney Hofman na vore sal kom. Net eers julle twee, moet nog nie vir Roelei bring nie, hoor. Ou Chris spog vanoggend, hy sê hy staan in sy troupak. Ek sê, dan gaan dit nie goed in jou huwelik nie, want my wêreld. Ek het 6 maande na my troue nie meer in myne gepas nie. Chris en Marney in die Ou Testament begin God 'n pad te stap met die mense wat hy syne noem. Hy doen dit met Abraham wat nie vir God geken het nie, hy het hom uit 'n vreemde land uitgaan haal. En een aand toe Abraham onder die sterre lê, toe sê die Here vir Abraham, sien jy hoe baie is daar? Ek gaan jou nageslag so seën. Hy sê, jy gaan dit nie kan tel nie. Daar gaan so baie sand wees op die see, dat jy nie die korrels kan tel daarvan nie. En toe sê hy vir Abraham, en die teken wat ek vir jou daarvoor gee, is my verbond wat ek sluit. En my verbond wat ek met jou sluit, beteken dat al my hemelse voorraad joune gaan word. En dat dit jou kindersin sal wees, en dat dit hulle kindersin sal wees, en dat ek, van dat julle gebore word, tot die dag wat julle sterf, julle God sal wees. En daarom is dit die wonderlike ding, dat ek en jy in daai nageslag voortleef, dat God al meer as 4000 jaar terug dit begin het, en vandag nog met ons voortsit. En ons word hiervan verseker, dat God ons Vader is, dat hy vir ons lief het, en dat hy sy enigste seun Jesus Christus gestuur het, om vir ons en vir Roelei te sterf aan 'n kruis. En dat die Heilige Gees daarom op ons uitgestort word, en ons in besit te kom neem, om ons al hoe meer te vorm, om soos Jesus te wees. Ek en jy kan nie hierdie gawes van God verdien nie, want die woord leer vir ons, dat ons sondig is. Ons word in 'n gebroke wêreld gebore, maar op grond van sy genade, maak hy ons deel van homself. Nie op enigiets wat ek en jy ooit sou kon doen daarvoor nie, maar op grond van wie hy is. Die doop kan baie keer so verkeerd verstaan word, dis nie nou net 'n mooi gewoonte wat julle vandag terwille van almal om julle vier nie. Dis ook nie net 'n bygelowige handeling wat vir Roelei gaan beskerm teen onmin of gevaar of wat ook al nie. As sy haar toon gaan stamp, gaan sy huil. Ma en pa gaan daar wees. En dis ook nie die geleentheid waar sy nou haar naam kry, of nou skielik haar naam gestand begin doen nie. By die doop gaan dit oor God, wat hom aan haar kom verbind. Soos wat hy hom aan julle verbind het, doen hy dit vandag met haar. En ek gaan vra dat terwyl Roelei dan vorentoe kom, vriende, kom ons sing vers 1 en 3 van lied 293 terwyl ons sit. Jesus, neem ons kleine kinders met 'n hart vol liefde aan. Niemand mag het ooit verhinder, dat ons vry na hom toe gaan. Loof die Here, loof hom almal, halleluja, amen. Jesus gee aan ons sy seën, lei ons op die regte pad. En toe ons weet dat hy ons lief het, hy het self ons hand gevat. Loof die Here almal altyd,
Halleluja, amen. Julle het gehoor wat die doop beteken. Daarom vra ek dat julle twee opreg op die volgende vraag antwoord. In die eerste plek, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, dat hulle nogtans in Christus aan God behoort en dat hulle as lidmate van sy kerk gedoop kan word. Die tweede vraag, aanvaar julle die Bybel as die woord van God? Aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belydenis skrifte dit verwoord, as die ware en die volkome leer van verlossing? En die derde vraag, beloof julle om vir Oulei in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig? Chris, wat is jou antwoord? Marney, wat is jou antwoord? Ek gaan dan vir Dani vra om vorentoe te kom en al die jong kinders, kom julle ook gou saam. Al die jong mense. Hallo Emia. Dankie Dani. Dis reg. Kom staan julle almal vir my hierdie kant. Jy moet nie die tannie met die kamera toestaan nie. Daar is hy. Moet ek hom hier in uitgrou. Ek sal daar in uitgrou. Alright, kom staan julle almal gou vir my hierso. Julle het 'n gesinslid bygekry. Goed julle, hierdie is maar net 'n gewone hout houertjie, ons noem dit 'n font, en binne in hom is daar 'n bak met doodgewone water. Niks spesiaals daaraan nie, want dit is net hoe wonderlik die Here is. Hy kan met doodgewone water magtige dinge toepas. So wat ek nou gaan doen is, ek gaan vir Oulei op haar koppie doop. Ek gaan water vat, en ek gaan dit op haar gooi, en dan gaan ek vir julle ook sê, net soos wat dit met haar gebeur, het dit met julle gebeur. Die Here het julle kom was met die genade van Jesus Christus. En dit is hoekom ons Paasfees vier, dat ons skoon gewas word. Dat ek en jy weet, ons het 'n toekoms saam met die Here in die hemel. Gaan julle hierso so bly staan? Nou, hoe gaan ons haar omdraai? Gaan jy reg wees daar? Oulei Hofman, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom julle elkeen gou hierso en dan kom druk julle gou julle vingers hier in die water. Maak gou julle vingers nat. Dan gaan staan julle gou weer daar. Daar is hy. Hy kan nie die water sien nie, oom Chris. Daar is hy. Nou wil ek hê julle moet daai nat vingertjie vat en smeer hom hier in julle palmpie. Voel julle hoe nat word dit? Die Here Jesus so vir julle ook gekom. So waar soos wat water ons nat maak, so waar is die Here se goedheid vir ons. Goed, julle kan weer almal gaan sit, julle gaan hier bly. Julle kan weer by pappa en mamma gaan sit, julle. Nee, hulle het nou julle aangeneem. Dani, kom ons sê vir hulle geluk. Baie geluk. Ek sal nie jou sussie wegvat nie, hoor. Dankie jou. Geluk man, hy. Geluk. Geluk, Tia. Terwyl hulle hier voor staan, saam met oupa,
gaan ek vra terwyl julle so sit, ons gaan die Here se seën op hulle uitsing. Laat die Here die seën op hul daal. As u die vrymoedigheid het, steek natuurlik ook 'n hand na dit toe uit. Laat die Here seën op hul daal, u guns uit Sion bestraal, u wat beveel en dit geskied, wil Heer u seën oral gebied. Dankie dan. Die skoene aan wat ek op in troue aangehad. U kan saam met my dan vanmôre oopmaak by Openbaring. Ons gaan vanmôre uit hoofstuk 1 saam lees, van vers 9 tot aan die einde van, amper tot aan die einde, vers 18. Openbaring 1, vers 9 tot vers 18. Die opskrif hier sê die verskyning van Jesus aan Johannes. En dit is hoe die woord van die Here klink. Ek, Johannes, is julle medegelowige, en deur ons verbondenheid met Jesus, het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarheen ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer en ek het agter my 'n stem hoor sê, skrywe wat jy sien in 'n boek op en stuur dit vir die 7 gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien. En tussen die lampe iemand, soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. En toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en gebly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Skryf nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur. En dan weet julle wat verder gebeur, daar word 7 briewe in Turkye ingestuur, na die 7 gemeentes toe, en elke keer wat daar staan, so sê die Gees van God. Ons lees vanmôre so vers saam. Kom ons staan
dan buig ons voor die Here. Hemelvader, dit is nie ons woord hierdie nie. Ons kan allermins daarom probeer om uit enige poging van ons kant af dit vir onsself klein te kry. Ons kan nie, Here, ons het U nodig. Dis U Gees wat die openbaringe daarvan vir ons bring. Dis U wat in U genade dit vir ons gee, dat dit in ons harte in kan gaan, en dat ons daaruit kan hoor wat U sê. O Here, ons het U nodig. Asseblief, o Vader, kom breek vir ons hierdie woord. Kom help ons vanmôre om anders hier weg te gaan as wat ons gekom het. Kom help ons om die ewige waarhede van hierdie skrif ons sin te maak, sodat ons uit die krag en die genade daarvan kan lewe, want Here, sonder dit het ons nie enige lewe nie. O dierbare Gees, ons kom pleit dan by U. Kom ontmoet ons op ons swak plekke. Kom staan ons by in ons deurmekaar koppe. Kom hou elke gedagte gevangene ter wille van Christus en die evangelie, sodat die evangelie vanmôre ongeskonde en suiwer na ons toe kan kom. O Vader, U weet hoe baie dinge daar is wat dit wil keer. Ons kom bid vanmôre dat U krag groter sal wees as dit. Lei en dra vir ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Vriende, as jy vanmôre die kultuur en die agtergrond van die Ou Testament en selfs die tyd van Christus wil verstaan, is dit vir ons geweldig moeilik om 2000 jaar terug in daai wêreld in te klim. Daar is veral 3 groot bronne wat vir jou en my vanmôre help om te weet dat wat hier vanmôre staan, dat ek absoluut met volle vertroue vir u kan sê, dit is die volle reine waarheid. Daar's 3 dinge. Die eerste een wat ons help is die Bybel self. Die tweede ding wat ons help is die opgrawings van ou geskrifte. En die derde ding wat ons help natuurlik is die argeologie. Dit wat vandag geeskapuleer word vanuit die aarde. So het daar byvoorbeeld in 1948 in 'n grot in Qumran 'n klomp rolle uitgekom. Hulle noem dit vandag die Qumran geskrifte. Die Bybel soos wat hy vanmôre op jou skoot lê in sy volheid, in Grieks en in Hebreëus. En wat saam met die Qumran geskrifte gekom het, leer ons vandag nogal baie van hoe die Joodse kultuur in die tyd van Jesus gefunksioneer het. Saam met dit is daar ander ontdekkings, die Nag Hammadi geskrifte. En dit is 'n bietjie vroeër al ontdek, en dit vertel vir ons hoe die vroeë Christene byvoorbeeld geleef het, en hoe hulle weggekruip het onder die grond, en hoe hulle vir die vyande weggekruip het. En dan is daar ook 'n geskrif wat hulle ontdek het, met die naam die Muratori. As julle dit wil gaan opsoek, is 'n moeilike naam, Muratori. En hierdie kanon vertel vir ons hoe die Bybel sy volgorde gekry het, van Genesis tot Openbaring. Nou ek kan vanmôre vir u lank besig hou natuurlik met die argeologie ook. Daar is onlangs in die wêreld van Jerigo in die noorde van Israel het hulle die Jerigo mure opgedek. Hulle het die mure opgegrawe en agtergekom die mure van Jerigo het nooit binne toe geval nie. Al die ekskavasies wat hulle gedoen het altyd aan die binnekant gesoek. Totdat hulle agtergekom het, die mure het van binne af buite toe geval. En toe hulle die argeologiese ouens inroep, toe kry hulle die mure van Jerigo. So kan ek vanmôre vir julle vertel wat hulle al in die Rooi See ontdek het. Die Farao se koetse, perde, strydwaans, 'n wapenrusting, gebeendere wat hulle op die bodem van die Rooi See al ontdek het. Wat vir jou en my kom vertel dat hierdie boek nie net stories is nie, maar dat dit die reine waarheid is. Hulle is nou in Ararat besig
om 'n struktuur op te grou wat lyk soos die vorm van 'n ark. Maar saam met al hierdie dinge, het hulle in die wêreld buite Jerusalem, het hulle so in die 90s, 1993, het hulle 'n ysterplaat ontdek. En op hierdie ysterplaat het hulle die naam Pontius Pilatus gevind. En so het hulle uitgevind en agtergekom dat Pontius Pilatus die goewerneur was in die tyd van Jesus, soos die Bybel dit sê. Dis vir my nogal die interessantste van mense en wetenskap vandag. Het julle geweet dat daar meer as 33.000 verwysings na Jesus Christus is in die Romeinse geskrifte? 33.000 verwysings na Jesus van Nasaret. Maar dat daar van die goewerneurs en veral Pontius Pilatus net 5 bestaan. Maar die oomblik as die wetenskaplikes hierdie goed opdiep, dan sê hulle Pontius was histories, maar Jesus was nie. Daar's 24.000 Griekse manuskripte wat vir jou en my behoue is, en van hulle almal verskil hulle 0,1% van mekaar. En dis die vertaling wat ek en jy vanmôre in ons hande vashou. Maar in elk geval, hierdie goed fascineer my. Ek wil vir u vanmôre vertel van wat hulle ontdek het in Sirië. In Sirië is daar 'n klomp argeoloë en hulle dek toe, of hulle grou toe 'n klomp grafte op. En in een van hierdie grafte ontdek hulle toe die gebeendere van 'n man. Wat natuurlik nou nie snaaks was nie, maar wat toe nou interessant is van hierdie opgrawing, in sy regterhand het hy 'n goue muntstuk vasgehou. Hulle het toe uitgevind dat hierdie ou 'n Griek moes wees. Want die Grieke het hierdie bygeloof gehad. Nou sal julle nou die geskiedenis van die vroeë wêreld ken, sal julle weet in die bekende wêreld was daar 4 groot magte, wêreldmagte. Dit is die wêreld van die Galdeërs, toe was dit die wêreld van die Babiloniërs, toe kom die wêreld van die Grieke en toe neem die Romeine oor. Nou in die tyd van die Grieke, 600 voor Christus, het hulle hierdie gebruik gehad in hulle midde, dat wanneer 'n man of 'n vrou dood is, het hulle 'n goue muntstuk of meer as een in jou hand gesit en jy's met daai muntstuk begrawe. Want die bygeloof van die Grieke het gesê, as jy oorgaan van die dood na die lewe, is daar 3 riviere waardeur jy moes beweeg, aan 'n kant jou dood. Die eerste rivier was die Lete rivier. Dit was die rivier van verlatenheid. Dit was 'n maklike rivier om oor te steek, jy kon deur hom loop. Maar wat jy moes doen, jy moes 'n paar slukke uit hierdie rivier uitdrink, sodat jou binneste skoon gewas kon word. Dit was nie 'n moeilike reis nie. Die tweede rivier was so 'n bietjie meer van 'n uitdaging, dit was die Phlegeton rivier, of die sogenaamde rivier van vuur, amper die idee van 'n vage vuur. En jy moes ook deur hierdie rivier loop, dit was nie diep nie, maar jy moes stadig deur hom gaan, dat die vuur jou buitenste kon skoon brand, sodat jy as jy deur hom is, nie net binne skoon is van die Lete nie, maar ook buite skoon was van die Phlegeton. En die derde reis wat jy moes maak, was die reis saam met 'n figuur wat hulle Charon genoem het. Charon was die engel van die dood en hy het 'n bootjie gehad, want die derde rivier waaroor jy moes kom, was te diep. Jy sou dit nie kon deurmaak nie, jy moes op Charon afhanklik wees. En Charon was hierdie figuur met hierdie swart, julle het hom al gesien in die mitologiese flieks, met 'n sekel in sy hand, en as hy by jou gestop het, het hy sy hand uitgesteek, het was maar 'n geraamte hand, en dan moes jy vir hom tolgeld betaal het. En as jy dan nou die gelukkige was wat meer geld kon aanbied as die een langs jou, het hy jou eerste gehelp. As jy minder geld gehad het, moes jy in 'n ry gaan staan en wag totdat jou beurt was om oor te skuif. En as jy daar aangekom het met niks nie, het jy in 'n lang tou geland, waar daar duisende mense gewag het totdat Charon eendag jou kon oorhelp.
So jy daar op die oewers gestaan in die skemer van die dood en die lewe. En u kan dalk vanmôre sê, maar dis oudtydse mitologie en ons kan vanmôre bietjie daaroor lag, maar ek wil vanmôre vir u kom sê dat jy en ek nie te ver van hierdie gedagte af is nie. Soos die Grieke van ouds, wat tolgeld in hulle hande vasgehou het, is daar baie Christene vandag wat sê, ek kan nie met leë hande opdaag nie. Natuurlik met verwysing na die pragtige ou Halleluja lied wat ek gesing het as kind en baie van julle, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. En met alle respek aan die lied gemeente, is daar eintlik maar net een manier, hoe jy kan gaan, en dis met leë hande. En so baie van ons vandag, kan nie dit vir onsself klein kry, dat al wat vir ons nodig is, om hierdie reis mee te maak nie, al wat nodig is die genade van God in Jesus Christus. So baie van ons wonder by onsself, maar is dit genoeg? Is daar nie maar net iets waarin ek kan vashou om as tolgeld te betaal nie? Is daar nie iets wat ek vir die Here kan aanbied om vir my meer goedgunstig te wees nie? Dalk het ek goeie titels gehad. Ek het hard gewerk in my lewe. Ek kon myself handhaaf. Ek het mense gehelp. Ek het 'n goeie Christelike lewe gelei. En liewe gemeente, ek hoor dit so oor en oor en oor by ons mense. Ek gaan kuier nou die dag vir 'n tannie en ek vra vir haar, tannie, is jy gereed as jy nou nie meer môre jou oë kan oopmaak nie om hemel toe te gaan? En sy sê, ja dominee, ek is reg. En ek vra vir haar, hoe sê tannie, jy's reg? Sy sê, want dominee, ek het 'n goeie lewe gelei. Ek sê vir haar, tannie, jy moet jou hande leegmaak. Jy kan nie. Jy kan nie die toenails in die ouete huis gaan knip en dink, dit gaan vir jou goedgunstig wees nie. Want jy sien, vriende, die realiteit van die evangelie en die realiteit van dit wat die Here vanmôre na ons toe bring, is dat ek en jy ons hande moet leeg maak. Want as ek en jy sterf die dag, en ons gaan lê in die graf, gaan jou hande in elk geval outomaties oopgaan. Dis wat met jou liggaam gebeur in ontbinding. En alles waarin jy dan so vasgehou het, alles waarin jy so vasgeknyp het, kan ek vanmôre vir jou sê, dit gaan. Daar is net een waaragtige seker manier, hoe ek en jy in die arms van die Vader kan kom, en dit is met leë hande. Om vir die Here te sê, ek het niks om vir u aan te bied nie, al wat ek het is die genade van Jesus. Ek wonder so baie by myself, ek het eendag die praatjie gehoor van die ou wat langs Jesus aan die kruis gesterf het. En toe hy daar bo in die hemel aankom, toe staan Petrus daar en hy vra vir die man, meneer, wie is jy? Hy sê, nee, ek is maar die en daai, en Petrus vra vir hom nou maar, hoe het jy hier gekom? Hy sê, ek weet nie. Petrus sê vir hom, jy's nie op 'n lys nie. Ek kan jou nie hier inlaat nie. Hy sê, ja, maar ek weet nie. Petrus sê vir hom, maar hoorie, ken jy ten minste die teologie van genade? Nee, meneer. Okay, kan jy ten minste vir my die geloofsbelijdenis opsê? Nee, meneer. Hy sê, nou ken jy ten minste die uitverkiesingsleer? Nee oom, ek doen nie. Hy sê, nou maar hoe kan jy hier opdaag? En dan sê hy, meneer, die man aan die kruis het vir my gesê, ek is goed genoeg. As ons na Openbaring toe beweeg, dan praat Johannes van iemand anders wat iets in sy hande vashou. En dan is dit nie ek en jy nie, dis God. En Johannes vertel van hierdie beeld wat hy sien, en hy val soos 'n dooie lijk voor hierdie God neer, wat soos die seun van die mens lyk, en dan raak God vir Johannes aan,
spesifiek met sy regterhand. En dan sê hy vir Johannes, kyk wat hou ek in my hande vas. Die sleutels vir die dood en die doderyk. En as jy na Openbaring 3 vers 7 gaan kyk, dan staan daar, dis hy wat die mag het om oop te sluit en toe te sluit. En wat Jesus oopsluit, sal niemand ooit weer kan toesluit nie. En wat hy toesluit, sal niemand ooit weer kan oopsluit nie. Ek wil daar kom by die preek wat Martin Luther gegee het by Torgau in 1533. Hy het oor hierdie gedeelte, het hy gesê, besef julle wat het daai dag gebeur? Toe hulle die spykers in die hande van Jesus inslaan, toe vind Jesus die spykers om die sleutels van die hel te gaan oopsluit. En toe hy daar in die doderyk instap, toe skop hy daai deure met so 'n fors oop, dat die skaniere in hulle bane inbars, dat die deure stikkend val, en dat Jesus die duiwels daar so uitmergel, dat hulle by die deure en die vensters uitpeel. God troef die Satan op sy eie grond. En toe hy daar klaar is, toe gaan hy hemel toe. En toe hy die deure van die hemel oopsluit, toe ruk hy die hemelse deure uit hulle skaniere uit en sê, nooit weer sal mense hoef te soek na die lewe nie. My liewe vriende, dit is vanmôre die hand van God, wat vir jou en vir my vashou. Is dit nie die belofte wat Jesus Christus gemaak het in Johannes 10 vers 29 nie? Dat elke een wat my Vader vir my gee, en hy sit hulle in my hande, beloof ek vir julle, niemand sal hulle uit my hande kan ruk nie. Daarom moet ek en jy die hande van God baie mooi verstaan, want dieselfde God wat met sy hande die kosmos gevorm het, dieselfde God wat met sy hande hierdie wêreld en hierdie skepping onderhou, en wat dit op enige oomblik kan uitdelg as hy wil. Hy kan dit wegvee, hy kan dit platvee asof dit nooit was nie. Dieselfde God wat vir jou en my op die pottebakker se tafel gevorm het. Dieselfde God wat met sy hande aan 'n kruis gesterf het, en wat sy hande aan sy disippels gewys het, dieselfde God hou jou en my vanmôre in sy hande vas. Ek en jy het nie tolgeld nodig om hemel toe te gaan nie. Ek en jy kan inteendeel niks doen om dit te verdien nie. En mense wat dit nie verstaan nie, druk eintlik hulle vinger in God se oog, om te sê dat die offer en die kruis van Jesus nie genoeg was nie. Want daar is vanmôre twee groot strominge in die kerk, en ek wil dit vanoggend weer met u deel. Jy kry die Arminianisme en die Aristotelianisme. Die Arminianisme sê vir ons, jy moet 1 tree gee, God sal 99 gee. Hy gaan jou nie halfpad ontmoet nie, hy gaan jou op 99% ontmoet, jy moet net daai 1% gee. Maar waar ek en jy vanmôre in die Aristoteliaanse stroming sê, ek kan niks doen nie. God doen 100% alles. Want as ek nog 1% oorgehad het om te kies, dan was die offer van Christus nie genoeg nie, want dan kon ek nog steeds myself red. En toe Johannes dit sien, en hy besef dit, toe val hy op sy gesig voor God neer. En kan ek vanmôre vir jou kom troos met hierdie ongelooflike evangelie? Liewe vriende, al gaan jy dan met leë hande, gaan ten minste met een ding. Gaan met die geloof in die Here Jesus Christus. Vriende, ons moet ophou om vir onsself en vir die wêreld te luister. Wat vir jou en my sê, Jesus kan nie genoeg wees nie. Jy moet eers groot gedoop word.
'n wêreld wat vir ons sê, Jesus kan nie genoeg wees nie, jy moet nog eers in tale kan praat. 'n wêreld wat vir ons leer, Jesus kan nie genoeg wees nie, jy moet ten minste 'n goeie lewe geleef het. Staan die Here Jesus vanmôre in Johannes 15 vers 5. Sonder my kan julle niks doen nie. Maak nie saak wat se gawes jy ontvang nie. Maak nie saak hoe jy leef nie. Maak nie saak hoe goed jy probeer leef nie. Wat wel saak maak is dat ek uit 'n lewe van dankbaarheid aan my verlosser en saligmaker Jesus behoort. En dat ek vanuit sy goedheid en uit sy genade daardie lewe leef wat hy van my vra. Nie omdat dit my red nie, maar omdat ek gered is. Wie die een wat dink dat jy mense kan voel deur vir hulle te sê dat die genade van Jesus nie groot genoeg is nie. Psalm 31 sê vir ons, dit is die hand van God wat ons tye vashou. Psalm 139 sê, dit is die hande van God wat ons in ons moederskoot gevorm het, wat ons van alle kante omgewe, wat al ons dae in sy boeke opgeskryf het van geboorte tot sterwe. Dis daai God se hand vanmôre in wie ek en jy beland en behoort. En dat die leuns van die wêreld uit hierdie hand uitbots, want niks kan ons van daardie liefde skei nie. Die liefde wat God vir ons het in Jesus Christus die Here, is die belydenis wat die tronkbewaarder maak aan Paulus en aan Silas in Handelinge 16, as jy daar vers 29 lees, dan vra hy vir hulle, menere, wat moet ek doen om gered te word? En antwoord Paulus vir hom in vers 30, meneer, glo in die Here Jesus, en jy sal gered word. Dis so eenvoudig soos dit. Glo net in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word. Die man aan die kruis wat vir Jesus sê, o Here, dink aan my, as u in die koninkryk kom. Dis die enigste belydenis wat hy gemaak het. Hy het erken dat Jesus die Here was. Vandag verseker ek jou, jy sal saam met my in die paradys wees. Haai, liewe vriende, hou op om so agter jou roeping en jou verlossing te hardloop. Hou op om te dink jy's nie goed genoeg nie. Hou op om te dink jy moet soos die ou Grieke met 'n geldstuk in jou hand begrawe word. Hou op om te dink dat jy nog iets ekstra moet doen. Die Here vra van jou een ding, glo in Jesus as die Seun van God, glo in hom as jou verlosser en saligmaker. En lewe uit daardie dankbaarheid uit. Ek kan nie vir jou meer sekerheid as dit gee nie. Johannes 3 vers 36 sê, elkeen wat glo in die Seun van God sal gered word. Johannes 3 vers 16 sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die lewe sal hê. 1 Johannes 5 vers 12 sê, ek skrywe vir julle hierdie brief, my kinders, sodat julle kan weet, dat julle kinders van God is, as julle glo in sy Seun. Mag ek en jy vanmôre in die hande van God wees. Vas, seker in sy weë. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Here, dit is so moeilik. Omdat die evangelie so eenvoudig is, lewe ons maar in 'n wêreld wat prestasie gedrewe is, o Vader. Want die wêreld leer vir ons, jy moet werk vir jou prestasies, jy moet hard werk om te verdien wat jy wil hê.
O Here, al wat U vir ons sê is gee net oor. Sterf net aan jouself. Laat ek deur jou lewe. Word jy net meer soos ek. Glo net in die krag van die evangelie en die verlossing van die kruis. En dis genoeg. O Vader, kom help ons om daardie sekerheid op te gaan soek vir onsself. Tot die eer en die verheerliking van Jesus Christus ons Here. Amen. U het geleentheid om die Here te dien met die offergawes.